Goeienaand al die geliefdes. Ek glo dat dit goed gaan met een en elkeen van u. In 'n tyd soos hierdie is ons opgewonde. Elke jaar dan is daar die verwagting dat in hierdie Pinkstertyd gaan iets besonders gebeur en hierdie jaar het ons besonderse getuienis oor Pinkster. En ons betree nou vanaand die eerste diens van ons reeks Pinksterboodskappe wat ons aan u gaan beeldsend. En ek wil vir u vra, skep ruimte in u hart. Met 'n verwagting dat daar 'n groot deurbraak vir u gaan plaasvind. Die Here vestig ons aandag vanaand op iets wat ek dink seker een van die mees belangrikste dinge is wat ons moet wees, en dit is die werk van die Heilige Gees. Wat is sy rol? Jesus kom in Johannes 14 vers 16 en 17 en hy sê die woorde: Ek sal die Vader bid en hy sal vir julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid wat die wêreld nie ken nie en nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien nie en hom nie ken nie. Maar julle ken hom omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Toe Jesus hierdie woorde uitspreek, was dit so 'n intense beskrywing van wat die Heilige Gees werklik in ons lewens kan wees, wat dit ook moet wees. Keuse lê vandag nog by een en elkeen van ons. As ons na vers 16 toe gaan, met Jesus se woorde, en hy praat hier met sy disippels, hy sê, ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee. Hy moedig hulle hier aan, hy sê, ek beloof julle, julle gaan iemand hê, wat net so kragtig kan funksioneer soos ek. As julle hom die geleentheid gaan gee, dan gaan hy ook met julle wees, hy gaan julle lei, hy gaan julle onderrig, in die jare wat voorlê, maar hy sal by julle bly tot in ewigheid. Hier is 3 punte wat ek net so vinnig aan u wil voorhou. In die eerstens, hy is met ons tot in ewigheid, sê Jesus. Hy's nie net daar vir 'n eksklusiewe groep, moontlik net vir die pastoor, net vir die kerkrade nie. Hy's ook nie net daar vir sekere mense op sekere tye en sekere geleenthede nie. Hy sê hy sal met julle wees in alle tye. En jy sal nou verstaan hoekom dit so 'n besonderse voorskrif, kan ek amper sê, van Jesus was. Van wie die Heilige Gees is en hoe hy gaan werk. Hy is deel van die drie-eenheid. En hy is deur God daar gestel. Ons vind dit in vers 17, toe hy dit baie duidelik sê aan sy disippels, dat die Gees van waarheid, die Gees van waarheid, van die waarheid wat die wêreld nie ken nie, en nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien nie en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle is, en in julle sal wees. En ons weet dat die enigste wat inwonend in ons is, en kan wees, is die Heilige Gees. Ons kan ruimte skep vir ander dinge, maar die ware werklikheid is dat die Gees van die Here in ons moet funksioneer. Wanneer ek na hierdie gedagte kyk, en dan besef ek, daar is soveel waarde in die woordjie trooster opgeteken. Ek wil net, voordat ek by die verklaring hiervan kom, wat dan ook die werks, kan ek sê, verrigting van die Heilige Gees uitbeeld, net stil staan by die Amplified Bible, wat dit so mooi stel, en dit ook aan die voorhou. Hy sê, I will ask the Father, and he will give you another comforter, a counselor, an helper, an intercessor, an advocate, a strengthener, and standby, that he may remain with you forever. As ons bietjie gaan en ons gaan slaan die woord trooster na, dan wil ek vandag vir u sê dat daar's 'n spesifieke Griekse beskrywing vir hom wat ek nie hier gaan aanhaal nie, maar ek wil net die verduideliking, die omskrywing van hierdie woord aan u uitbeeld, wat trooster beteken in hierdie konteks. Hy is iemand wat geroep word
om langs iemand anders te staan, om sy kant te kies en sy saak te verdedig. 'n Helper wat altyd byderhand is met sy raad, sy krag en elke soort hulp wat nodig is. Watter kosbare en goddelike beskrywing werklik van die Heilige Gees. Dit is wie hy is. Dit is die werk van die Heilige Gees. Die belangrikheid wat ons moet onthou is. In die Amplified was dit aangehaal, ook by hierdie beskrywing van wat die woord trooster in die oorspronklike Grieks beteken. En ek het 'n samevatting hiervan gemaak en wil dit net graag aan u voorhou, dat u sal verstaan watter werk die Gees van die Here werklik in ons lewens moet verrig. Eerstens, soos reeds gesê, 'n trooster, met ander woorde 'n bemoediger, iemand wat opbou, iemand wat jou versterk, iemand wat jou deurdra, 'n raadgewer, iemand wat altyd luister, iemand wat werklik verstaan. As niemand jou verstaan nie, goeie nuus, die Heilige Gees gaan jou altyd verstaan. 'n Hulp. Hy sal altyd van hulp wees, van bystand in alle fasette van ons lewe. Ons lees dan ook dat hy's 'n intercessor, 'n voorspraak, die een wat ons saak verdedig, wat namens ons tussen beide tree. Wanneer ons op daardie plekkie kom waar ons nie antwoorde het nie, waar ons op 'n plekkie kom waar ons kan agterkom, nou staan ons en ons is eintlik stom geslaan. Maar wanneer ons daar vertrou, dan kom ons agter die Gees van die Here kom vir ons ook in werking. Hy's 'n kraggewer. Hy versterk. Jesus sê, ek sal julle aandoen met nuwe krag. En dit bedoel juis die Heilige Gees. Sy ondersteuningshand is net alles oortreffend. Hy's een wat gereed staan om ons te help elke liewe dag van ons lewens. U sien, as ons die Heilige Gees nie hierdie geleentheid gee om hierdie werk van hom te verrig in ons lewens nie, dan vind ons soms dat ons op plekke staan waar ons kop moet laat sak, met 'n geboue hoof moet staan en voel ek is nou verslaan. Voel ek is nou moeg. Ek is mismoedig. Ek wil u vanaand vra, gee die Heilige Gees die kans om weer die oortuigingswerk in die lewe te doen. Gee hom die kans om alles om u te wederpaar. Gee hom die kans om weer mense te lei tot bekering. Gee hom die kans sodat hy ons sekerheid van ons verlossing weer intensief in ons harte kan inbrand. Gee hom die kans dat hy kan wys watter verskil Jesus werklik in die lewe van mense kan maak. Nie net in my as gelowige nie, maar ook in die wêreld en daar buite. Gee hom kans om u en my te vorm, om te staan op 'n plekkie wat ons kan sê, soos wat Jesus gedoen het, so kan ons ook dan doen, sodat ons ook kan vervul die skrif wat sê, dit wat ek gedoen het, sal julle doen, en nog meer. Gee hom die kans om sy werk te verrig, sodat hy van ons kragtige getuienis kan maak. Gee hom ook die kans in die gebedslewe, sodat hy kan leer, sodat hy kan onderrig, want jy weet die woord sê, hy tree uit sonder versigtiging, want hy verstaan wat u en ek wil bid. Moontlik is ons uitsprake nie altyd reg nie, maar hy is die een wat die hart ken, wat die kenner is van liggaam, siel en gees, en hy weet wat die bedoeling van ons harte is. Daarom is hy vir ons 'n inspraak, ook in ons gebed. Gee hom daardie geleentheid, dat hy ook sy werk daar kan verrig. Die laaste punt, wat ek u wil vra om 'n kansie voor te gee is, gee die Gees van die Here die kans om die woord van die Here in u lewe vandag lewendig te maak. U sien, daarsonder is ons nutteloos. Deur die jare heen kom ons agter dat mense op 'n plekkie kom waar hulle half selfvoldaan opstaan en sê, ag man, ek kan hierdie dinge myself doen. Ek wil u aanraai. Hoor bietjie die waarheid. Gee die Gees van die Here die kans. Bedroef hom nie, want moontlik het hy vir u die grootste uitkomste. Moontlik het hy vir u die grootste genesingswerk wat u nog ooit gesien het. Maar omdat u dit op u eie manier wil doen, vind u dat u telke maal in dieselfde situasie beland. Bedroef nie sy Gees nie. Gee hom die geleentheid dat hy vir u die werk kan doen.
Ek besef dat vir jare maak mense staat op sekere individue wat kragtig funksioneer het onder die Heilige Gees. Ons lees dit in die Bybel. Ons sien dit oral oor waar ons is. Ek wil u aanmoedig vandag dat net soos wat die Here hierdie geesgedrewe persoonlikhede oplig en uitlig, net so kragtig kan die Here u ook gebruik, u ook ondersteun in hierdie tyd. Ons praat hier van een van die kragtigste getuienisse van alle tyd. En daardie getuienis is gebore uit Jesus se woorde wat gesê het, ek stuur vir julle die trooster. Ek gaan my Vader bid ook, dat hy hom vir julle sal stuur. Hy sal met julle wees van nou tot in aller ewigheid. Ek wil vir u sê, as ons op daardie plekkie staan waar die profete nie naby my is nie, en ek op my eie aangewese voel, onthou, hy's geroep om langs u te staan, gee hom die geleentheid. Hy's geroep om vir u toe te tree tot die stryd, gee hom die geleentheid. Hy's daar om u van raad te gee, te voorsien in elke omstandigheid van u lewe, gee hom die geleentheid, sodat hy kan optree. Wanneer die kerk se deur toe is, gee die Gees van die Here die geleentheid om u te laat funksioneer in die regte rigting. Ons elkeen is geskape met 'n spesifieke doel op hierdie aarde, en die beste metode om daarby uit te kom, is deur die leiding van die Heilige Gees. U sien, daar is 'n gebruik in die lewe, dat ons dink ons is onaantastbaar. Daar's 'n gebruik wat my laat voel, ek kan nog aangaan vir jare, en daar sal niks gebeur nie. Ek het vanaand vir u 'n boodskap. Gee die Gees van die Here die kans, sodat hy kan toetree tot u stryd. Deur die jare sal baie leraars vir u vertel van die wonderlike getuienis gebore, spesifiek uit die kragwerking van die Heilige Gees uit. Maar baie sal vir u sê dat hulle moes vele kere ook die Gees van God aanwend om vure dood te slaan van konflik. Ek wil vir u sê dat die vuur van die Heilige Gees is eintlik daar om te wederbaar, is eintlik daar om op te rig, is eintlik daar om vir mense 'n nuwe hoopvolle toekoms te gee. Die Gees van die Here, kortom gesê, is eintlik daar om geestesvure weer aan te steek en aan die brand te steek. Ons moenie toelaat dat die Gees van die Here op sy staan en ons as gelowiges dink dat ons kan alles by onsself doen nie. Dis hoekom hy bemagtig is deur God die Vader en deur Jesus Christus om vir ons van hulp te wees elke dag van ons lewe. Ek het etlike jare gelede, toe staan ek by 'n paar prominente manne wat werklik waar kerkfigure, sterk figure was. Ek was daardie jare nog nie in die bediening nie, en ek hoor hoe dit hierdie manne praat. Ek was baie interessant om na hulle te luister. En onder andere het een van die mees formidabele persone in hierdie gesprek, 'n man van aansien, die volgende woorde geuiter en het gesê, ons moet die Here bid om vir ons meer dinamiese sprekers in die tyd waarin ons is, op te wek. En daar is geen fout hierin nie. Daar was ook nie 'n fout in sy uitspraak gewees nie, maar tog het hierdie punt jare by my gebly, tot een aand. Vroeg in my bedieningsjare, toe word ek wakker met die woorde, en ek hoor dit tot vandag toe nog. Ek soek nie na dinamiese figure nie. Ek soek na geesvervulde, geesgedrewe figure. Die tyd het aangebreek. Geliefdes, dat ons nie na dinamika sal let nie. Die wêreld is vol daarvan. Daar's van die beste sprekers wat ons kan kry onder die son. Ek wil vir u sê, daar's niks fout met die take, die werke wat hulle doen nie, maar ek wil vir u sê, dat die ware wedergebore spreker van God kan nie sonder die leiding van die Heilige Gees nie. Die beste geestesberader sal vir u sê, jy kan nie sonder die leiding van die Heilige Gees nie. Weet jy, die wêreld kan nie sonder die Heilige Gees nie. En ek in ons binnekamer, in gebed kan nie sonder die Heilige Gees nie. In ons dienste waar ons moet sing en die Here moet prys, kan nie sonder die Heilige Gees wees nie. Johannes het dit baie duidelik uitgebeeld en gesê, wanneer hy gekom het, die Gees van waarheid, is Jesus se woorde, sal hy my verheerlik. Jy sien, die groot ding is Jesus is hier, sodat Christus verheerlik kan word in en deur ons.
Gees van die Here is dit wat ook die woord van die Here, wat ons ook sal leer, wat ons ook sal onderrig in alle waarheid, wat vir ons die rigting sal bepaal van waarheen ons op pad is, wanneer ons kyk en ons weet nie, ek het dit reeds gesê, en ons bid en ons kom agter, ons weet nie wat om te bid nie, sy vir ons soek om die Gees dan ons swakhede te help, wat ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees tree vir ons in, met 'n onuitspreeklike sigting, en hy wil die harte soek, weet wat die bedoeling van die Gees is. Hy verstaan ons. Kom ons gee hom die kans, terwyl dat hy deur God daar gestel is, om reg langs my en u te staan. Kom ons gee hom ook die geleentheid in vandag se tyd, om vir ons te kan werk, soos wat hy moet. Die woord van die Here is kragteloos sonder die Heilige Gees, maar dit is kragtig in die Heilige Gees. Ons weet dat die hele woord Paulus skryf het aan Timoteus. Hy sê die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, weerlegging, teregwysing en onderwysing in die geregtigheid. Maar ons weet ook dat die hele skrif is ingegee en onder die leiding van die Heilige Gees is elke boek geskrywe, sodat u en ek vandag kan staan op 'n plek en sê, ons het die waarde van God se woord in ons lewe. Ek wil u vanaand aanmoedig. Ons begin hierdie week met 'n kosbare boodskap. Die werk van die Heilige Gees, gee hom sy geleentheid om sy taak te verrig in u lewe. As ons nie dit gaan doen nie, gaan u agterkom dat u sal op 'n plekkie wonder, wat het nou van my geword? Hoekom werk dinge nie vir my uit nie? Net gister kry ek 'n oproep van 'n baie geseënde jong man, wat ek deur die jare leer ken het, en hy sê vir my, pastoor, ek kort so ietsie in my lewe, daar so bietjie te min vir my, dit voel vir my gebed word nie verhoor nie, dit voel vir my alles om my is net in 'n beklemming, en ek staan in 'n drukgang. Al wat ek vir hom kon sê is, my vriend, bid tot die Here, maak jou saak met God reg, gee die Heilige Gees die geleentheid om sy werk in jou lewe te doen. Gee hom vanaand die geleentheid, by die vertrek van hierdie Pinksterdienste, wat ons gaan beeldsend aan u, is ek opgewonde, want ek weet een ding, en dit is dat die Here gaan 'n groot taak verrig. By die einde van hierdie week sal ons die getuienisse geniet, van mense wat die Gees van God sy regmatige kans gegee het, om te arbei in ons lewe. Ek het hierdie punte vir u aangehaal, die notas van hierdie punte, is baie belangrik, u kan dit by my kry, versoek dit, ons sal dit vir u aanstuur, enige tyd, enige oomblik, maar ek wil u vandag bemoedig, laat die Gees van die Here sy werk in die lewe verrig, soos wat Jesus gesê het, hy sal doen. Waarvoor hy daar gestel is, gee hom die geleentheid, om dit dan ook te kan doen. Bid saam met my. Vader, aan u wil ons dank en eer bring, aan u wil ons lof en aanbidding gee, dat ons vandag die belofte van die Heilige Gees nog steeds in ons lewe het, hierdie woord van kennis, hierdie woord van waarheid wat ons vanaand oor praat, gee ons dan die vernuf, die vermoë, Here, om te verstaan hoe dit werk, en Here, maak ons harte, ons gedagtes daarop attent, dat ons elke dag van ons lewe sal besef, dat die Gees van die Here is aan my sy gestel, nie deur my eie toedoen nie, nie deur my goeie werke nie, maar deur God die Vader, en deur Jesus die Seun, sodat ons as kinders van die Here gelyk kan word, om ook in ons lewensbestaan te kan getuig van goddelike heerskappy in Jesus naam. Ons dank U daarvoor. Wees met ons ook verder in hierdie week. Ontmoet ons Here elke aand op 'n kosbare en wonderbare wyse in Jesus naam. Amen en amen. Ons nooi U uit. Skakel môre aan saam met ons in. Ons gaan 'n goddelike tyd saam met die Here beleef. Ons sal graag wil hoor van getuienisse wat ook gebore gaan word uit hierdie week se kosbare dienste. Mag die Here U seën, U versterk in Jesus naam. Baie dankie.